Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantel en is 'n voorreg om saam met jou te wees. Ek het vandag 'n woord van die Here vir julle en ja, mense is nog altyd hier by die Engelse Bybel. Ek het nog nie my Afrikaanse Bybel gebring nie, maar ek beloof ek gaan dit bring. Ek wil julle bless. Ek het 'n paar weke gelede het ek deur 'n ding gegaan. Maar het was nie 'n lekker experience nie. Wat is experience in Afrikaans? Het was nie 'n lekker gevoel of wat is experience? Het was nie 'n lekker ervaring wat ek gehad het nie, maar het was 'n nodige ervaring. Toe ek deur die ervaring is, toe besef ek, toe ek eers uit dit is, of nie regtig eers uit dit is nie, toe ek begin in dit in bid en ek hoor wat die Here vir my daardeur geleer het en vir my gesê het. Toe besef ek, Here, ek is so bly dat ek daardeur is baie moeilik vir my gewees. Het was 'n baie moeilike dag, die dag toe dit gebeur het. Het was 'n moeilike ding wat ek deur moes gegaan het. Maar het was so nodig vir my om deur te gaan. En ek is nog steeds besig om deur die proses te gaan. Is nog nie klaar nie, maar weet jy wat het gebeur? Ek het verbeter. Ek het versterker. Ek het wel amper sê groter geword in 'n aspek van my lewe wat as dit nie sou gebeur het nie, sou ek dit nooit beleef het nie. En die Here praat met my oor en 2-3 weke terug mediteer ek op die skrif. God will perfect, en dit is Psalm 138. God will perfect that which concerns me. My vertaling sê, the Lord will accomplish, sê die vertaling. Maar in 'n ander vertaling sê, the Lord will accomplish that, sê, but the Lord will perfect that which concerns me. And I'm walking through this particular thing and I'm speaking to somebody else about something other than that. And the minute I began to speak about something, sê die Heilige Gees vir my, maar ek is besig om dit wat jy vir my gevra het, ek is besig om dit te perfect. Maar weet julle wat, hy ding slat my voor my oë en ek dink tussen my oë en ek dink by myself, weet julle mense, jou en my wee is regtig nie God se wee nie. Jou en my gedagte is regtig waar die God se gedagte nie. En weet jy wat, wanneer ons vir die Here iets vra, ek het 2 weke terug ook gesê, ons het nie uitgewerk hoe lyk die in die middel van die ding na die einde toe nie. En nou sê die Here vir my, maar ek wil dit perfek wat ek vir jou gereed het. So dit wat ek wil hê en dit wat ek gevra het en dit wat ek vir die Here vertrou voor, of dit 'n huis is, of dit 'n huwelik is, of dit 'n kind is, of dit 'n wat dit ook al is, of dit 'n werk is, of dit 'n posisie is. Partykeer het jy nie daai pos gekry nie, omdat die Here moet ek wil amper sê, die Here moet nog subsidies by daai pos sit. Die Here moet nog 'n paar goed by daai pos sit. So hy perfek die ding wat hy vir jou, wat jy vir hom gevra het. Die rede hoekom ons hom nog nie gekry het is omdat hy's nog nie perfek nie.
Die rede hoekom ek nog hier is omdat die Here, hy is 'n work in progress. En ek is ook 'n werk in progress. Ons word nog aan gewerk. So die ding wat ek vra, en die ding wat jy vra, en die rede hoekom ons anders het al hulle antwoorde gekry, maar ek en jy het nog nie ons antwoorde gekry nie, is omdat jou, en nou moet jy my fair hoor my mens, omdat jou en my antwoord gaan nie net rondom ons en ons hulle klein huisiekie nie. Ons antwoord affek die nasie. Ons antwoord affek ander mense se lewens. Ons antwoord affek jou familie. Dit affek 'n generation. So, die Here kan nie die ding vir jou nou gee nie. Hy kan hom nie vir my nou gee nie. Because it's not perfected yet. O, Here, ek hoop julle hoor die Here. Ek preek letterlik vir myself, my mens. Ek preek letterlik vir myself. So ek moet die proses uitstap. So moeilik soos wat dit is, so hard soos wat dit is, so ongemaklik soos wat dit is, ek wil amper, jy wil jou hare uit jou kop uitpluk. Want jy dink, Here, hoekom lyk hierdie persoon so? Hoekom lyk hierdie omstandighede so? Here, hoekom lyk wat? En jy verstaan nie wat, en as jy en ek in die wysheid van God wandel, dan gaan jy sien, maar hierdie ding, moet ek in die gees inkyk. Because as ek hom in die gees inkyk, dan begin besef ek dat, hierdie ding werk goeders binne in my, wat ek nie eens gedink het moet aangewerk word nie. Hierdie ding skerp goed binne in my aan, en het maak my vlijmskerp op areas, wat ek nie eens gedink het, ek moet verskerp word nie, of ek het eens geweet, daar is so 'n plek in my hart, wat moet aangewerk word nie. Ek het eens geweet, dat die Here gaan hierdie ding gebruik, en vir my vrede gee, wat my verstand te bowe gaan nie, en hierdie ding, die klein jakkalsies, wat my in die nag wakker gehou het, hierdie ding is 10 keer groter, en tog gee God my vrede om te slaap. So die Here wil vir ons iets leer in die proses van hierdie ding wat jy vir die Here gevra het. En weet jy wat, die ding, jou man is miskien nog nie, want in die Here het eendag vir my dit heilig, die Heilige Gees het dit vir my duidelik eendag gesê. Nie een van julle of ons het getrou met 'n man wat perfek was nie. Of jy perfek was nie. So dit is twee mense wat mekaar iewers meet in hulle lewe in. Maar dit beteken nie, hy het miskien nooit veel koffie gebring toe hulle getrou was nie. Of hy het die koffie gebring, maar hy het hom nie lekker gebring nie. En toe het julle gemature in die lewe in. En toe het julle het ouer geword saam. En julle het mekaar geleer ken, en julle het mekaar beter leer ken, en julle het mekaar anders leer ken, en jy in mekaar ingegroei, en dit wat jy geverlang het toe jy 'n jong meisie was, skielik kom die goed in vervulling, en skielik word die man presies wat jy wil hê, skielik word hy vrou presies wat jy wil hê, en wat jy dink is, het gedink, Here, gaan die persoon ooit verander, en die persoon raak van 'n harde man af, word hy 'n sagte man, en waar in die verlede geskel het, waar jy geskel het, sê, ag wat ons kyk of die ding werk, as hy nie werk, jy gaan, you know what I mean, en ek en jy het in die proses verander, sonder dat ons agtergekom het, hoe die Here met ons gewerk, en die Here het ons, ons persoonlikheid, he's perfecting it, to fit the perfect plan of God. En weet jy wat is hierdie ding? He will perfect that which concerns you and me. Do you know what? It is a continuous process. Dit is nie 'n eendag prosesie. Is nie, ek het dit nou gevoel. No, is a continuous, ek is 'n werk, because you know what? Ek is nou 49, oor 'n jaar is ek 50, oor 2 jaar is ek 33, you know what I mean? 50, 83, 82, 71, 40, 21. Almal van ons gaan deur 'n transisie in ons lewe. En hier is die deal, niemand kan dit stop nie. Jy wil jou kind 6 jaar oud hou, maar laat ek jou vertel, want dit is oulik. Maar kom ek vertel, as jou oog knip en jy maak hom oop, dat sy kan 21. En tyd, die Bybel sê, time and change comes to everybody in Ecclesiastes. Niemand kan tyd stop oor jou in my lewe nie. My ouers is hierdie jaar 16 jaar oorlede. My mens, kom ek sê gou vir jou, ek het net van myself gevra by die begrafnis, hoe kom ek deur die maand? My mens, is 16 jaar later, ek weet nie so dat ek deur die maand gekom nie. Ek het nog gefokus op die maand, toe die maand verby is, dink ek, Here, die jaar, my mens, die jaar het gekom en die jaar het gegaan. Ons staan nou op 16 jaar. Moenie vir my vra tot 16 jaar geword nie, want ek kan jou nie antwoord nie. But you know what? In the process, God matured me, God changed me. God het my verander, en God het dinge wat in my lewe nie reg was nie, het werk God aan deur die proses, deur omstandighede waardeur ek gaan. En nou vra ek en jy, maar hoekom gebeur dit? Hoekom het dit gebeur? Hoekom het hy ding? Hoekom is die persoon so? Hoekom is hy persoon so by die werk? Weet jy hoekom? Want die Here is besig om aan jou karakter te werk. Die Here is besig om goeders binne in jou te werk. Die Here is, my mens,
jy kry 'n manager of 'n supervisor of 'n line manager wat lyk dis soos jal en benzien. Maar weet jy wat? Dit is omdat God besig is met jou. Alles werk ten goeie meer vir hom wie God liefhet. Nou as ek hierdie skrif sien, God will perfect that which concerns me. God will accomplish that which concerns me, which means this thing that I'm waiting on God for, hierdie ding wat ek wag op, hierdie ding wat ek die Here voor vertrou, die ding is in proses. En dit gaan 'n fout kom, of althans gaan lyk vir my gaan lyk soos 'n fout. Daar gaan harde dae kom, daar gaan seerkry dae kom, daar gaan bitter dae kom, daar gaan dae kom wat ek glad nie verstaan wat dit nou hier gebeur nie. Alles daai is deel van die accomplishment to perfection. So alles gaan nie werk. As ons net 'n branderplank ry, is dit lekker. No my mens. Party daar moet jy vir mense tot sien sê om die weerkoms te beleef. Party keer you've got to walk away to come back. Sometimes God will take you away to bring you in. Sometimes God will bring a separation for a minute so that you can mature and he can mature and she can mature, and when the maturity has taken place, dan bring die Here 'n mens baie keer weer by mekaar. Maar daai proses moet jy uitstap, my mens. Is nie maklik nie. Party keer wil jou kind trek en jou kind wil nou net gaan en jy dink mos aan my Here, help hierdie kind wat nie vir hom kan self kan reskoekie. Maar wanneer hy kind getrek het, wanneer hy kind uit die huis het, is of dit nou 'n seun is of 'n meisie is, dan sien jy oor 'n rukkie maar hierdie kind kom reg. Hulle het nog hierdie eerste maand, 2 maande het vir jou gesê, "Mamma, ek kom haal kos." En aan een hand kom al hy kind nie meer kos nie. En een hand word 2 aande, 2 aande word 3 aande, 3 aande word 4 aande. Hoekom? Want ons moet so in die lewe in. En niemand kan hy proses stop nie, because God is perfecting something within that person that you and I cannot. Even if we try to, we cannot stop it. Maar dit is moeilik, mense. Dit is moeilik, want onthou, ek wil nou iets sê. Here, ek wil iets doen. Here, ek wil nou hierdie ding wil ek. En die Here sê, maar weet jy wat? Jy moet die water uit staan. Want solank jy in die ding involved is, kan ek hom nie perfect nie. En ons wil mos so nie die hoorie. Ons wil nie die hoorie. Here, ek wil nou hê, die persoon moet nou vir my lief hê, en ek moet nou hy goes los, en die Here sê, my mens, nee, verstaan nie. Laat ek 'n hartoortplanting doen, maar hierdie hartoortplanting gaan 'n minuut vat. Hierdie hartoortplanting gaan tyd vat. En weet jy wat, terwyl ek in sy hart werk, en terwyl ek in haar hart werk, is ek besig om in jou hart te werk. Want jy verstaan nie, want onthou net, en hier is die verskil, God sien die einde van die begin af. Nou vat hy my van die begin af na die einde toe, maar om net hier te kom is 'n proses. En wat hy vir jou en vir my sê, maar al wat ek wil doen is, ek wil julle leer die pad aangaande wat jy moet gaan. Ek wil hê dat jy moet verstaan dat alles wat nou hier gebeur, jy moet nie afvallig word nou nie. Jy moet nie gaan drink nou nie stilletjies nie. Los is die Old Brown Sherry, want dit is nou winter, so los hy goeders af. Want as jy hom nou begin, gaan jy in elk geval drink tot einde Desember. So moenie nou met Old Brown Sherry goed nie. Hy sê, loop hierdie ding uit in nugterheid in die gees. Gaan hy ding weer sê. Loop hierdie ding uit in nugterheid. Loop hom uit in nugterheid. Wat is nugterheid? Ek praat nie van hy nugterheid nie. Ek dronk ja in nugterheid, moenie nou dronk wees nie. Maar wat ek jou wel wil sê is, wees nugter in die gees. Wees waaksaam in die gees. Kyk in die gees. Vra die Heilige Gees, watter seisoen bevind ek my nou in? Watter tyd bevind ek my nou in? As ek in 'n wildernis, as ek in 'n toets, as ek in 'n eksamen van my lewe, wat is hier besig om te gebeur? Wat is besig om, want baie keer is jou eksamen om sagmoedig te word. Baie keer is jou eksamen vraestel vir hierdie kwartaal, is dit om liefde te betoon. Baie keer is jou eksamen vraestel op hierdie ding wat jy nou skryf, jy moet leer om op die Here te vertrou. En ek en jy weet nie hoe lyk die vraestel nie. Ons weet nie, en kon ek jou een ding vertel, en ek praat nou van persoonlike belewenis, ek beleef hierdie ding, my mens, ek beleef hom, is moeilik. Jy wil nie wakker word party daar nie, jy wil nie gaan slaap party daar nie, jy weet nie hoe om te antwoord party, jy weet nie hoe om te reageer in hierdie ding nie, maar dis nie 'n toetsie, dit is 'n vraestel, dis 'n eindeksamen, wat jy skrywe, wat jy moet elevate na 'n volgende dimensie toe, en jy my mens, niemand kan die vraestel skryf en jy moet hom alleen skryf. Die tutor is daar, die Heilige Gees is hierso, maar hy het jou klaar die woord gegee, jy het klaar deurgekom, nou kyk jy vir jou, jy moet nou skryf, en jy moet die toets skryf, want
hy het klaar met jou gepraat oor verdraagsaamheid, hy het klaar met jou gepraat oor sy liefde, hy het klaar met jou gepraat oor sagmoedigheid, hy het klaar met jou gepraat oor verdraagsaamheid, was die woord wat ek duidelik hoor, hy het klaar met jou gepraat oor, jy moet jou hoogmoed moet jy aflê, alle goed het hy klaar mee gepraat, jou suspicion, nou wil jy dink, en ek het het een keer ek teach het, dat suspicion is nie die gees van onderskeiding nie, wanneer jy iets suspect, beteken dis onderskeiding nie, hoe ek suspect my sister Hilary Joel, hoe ek suspect my broer Paul Joel, hoe ek suspect hy ene dit is nie discernment nie, moenie confused wees nie. Suspicion is nie discernment nie. Discernment is 'n gawe van die Heilige Gees. Gees van onderskeiding is 'n gees wat die Heilige Gees besit, wat hy aan ons gee as 'n gawe. Dit beteken, jy kan nou vir my sê net wat jy wil. My dierbare, ek kan hom nie lekker nou, maar ek weet hy's daar. Ek weet, die gees van jaloesie is hier, ek weet die gees van bitterheid is hier, ek weet jy hou nie van my nie, ek hoor, weet wat doen discernment, kom ek sê wat doen die gees van onderskeiding, kom ek sê wat doen die gees van onderskeiding, die gees van onderskeiding, iemand gaan met jou praat, dat sy persoon klaar gepraat, dan praat hy nog altyd aan in die gees, so jy hoor wat hy nie sê nie, die persoon loop vorentoe, maar in die gees onderskei jy met die persoon loop agtertoe. Dis onderskeiding. Jy hoor wat hulle nie sê nie. Jy sien wat hulle nie wys nie. Jy sien in die gees wat hulle vir jou probeer wegsteek. Jy weet presies wie was in hy kamer toe hy gesprek aangegaan het. It's the spirit of discernment. That's not me suspecting. Daar vis jy uit die agter. Nou, wie was hy aan daar? Was Rose daar? Rose en Sarah. Nee, dis nie so 'n storie nie. Jy gaan vir hulle kan sê, daai aand was Rose daar, daai aand was Sarah daar, daai aand was Pieter daar, daai aand was Lily daar. Jy gaan dit kan sê, my mens. En niemand gaan vir jou kan deny nie. And that's what God wants to perfect in us. So nou wat ek jou gewoon iets wat ek die Heilige Gees hoor sê, hierdie ding wat jy nou deurgaan, hierdie ding nou, is om die gawe van die Heilige Gees binne jou te beskerp. Kan ek dit gou weer sê? Hierdie ding wat ons nou deurmaak, hierdie ding wat lyk, Here, hoekom? Ek het mos nie nou tyd vir hierdie klas drama nie, ek het nie nou tyd vir die goed in my lewe nie, ek het nie nou tyd vir die ding in my lewe nie. Hierdie ding is besig om ons gawes te verskerp in ons. Ek het regtig nie tyd vir die ding wat ek nou beleef nie. Maar weet jy wat? Ek moet hierdie ding beleef, because there's things that the ministry needs, that needs to develop on the inside of me, and guess what? Hierdie is die proses wat ek moet loop. Daar is nie 'n ander proses nie, is hierdie ene. Ek verstaan dit nie elke dag nie, het maak nie vir my sin nie. Ek kan nie 1 en 2 by mekaar sit op die ding nie, maar ek kan nou een ding sê, that I am changing, that I am being transformed, that God is touching me as a woman, that I can tell you is the truth. And that's what the Lord is teaching me. I'm going to perfect that which concerns you. It's never going to be in the way that you and I think. So ek en jy het 'n premeditated mindset en sê, Here, ek wil 'n huis hê en Here, ek wil dit doen en ek wil dit doen, en dan verloor jy jou werk. En dan sê my Here, maar ek het dan as jy dan verloor jou werk, want daai company waar jy is, gaan jou afbetaal oor 3 jaar wanneer jy binne in die huis is en die Here sê ek moet nou met jou 'n nuwe begin doen. So jy moet daai werk verloor dat jy 'n nuwe werk kan kry, dat hierdie werk permanent kan wees, dat jy die verband kan kry. Maar nou wil jy afvallig word wanneer hulle het jou gefire daar of hulle het toegemaak daarso. My dierbare, ons wee is nie sy wee nie. Ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. Jou kind het nie daar by daai plek 'n beurs by universiteit 'n beurs kry nie, want as jou kind by daai universiteit 'n beurs gaan kry, gaan jou kind die pad byster word. Nou kry jou kind 'n beurs by hierdie universiteit, en dit lyk nie asof dit die beste is nie, maar raai wat, God gaan dit die beste maak. Jou kind gaan die beste resultate hê, die beste prestasie gaan jou kind hê. So you know what, your child being there is going to lift the reputation of the university. Met wie praat ek? Mense, met wie praat die Here? So daai plek wat jy nou by werk, het miskien nie 'n goeie reputasie nie, maar die Here se aangesig wat oor jou skyn, gaan daai hele reputasie change in the realm of the spirit, because God is busy with you, and wherever you are, they are blessed. Wherever we are, there's a blessing. So don't count yourself out just yet, my mates. God is perfecting that which concerns me. God is perfecting my children. God is perfecting me to become a grandparent. God, weet julle wat? Ek is die laaste kind van my ouers.
En ek het nie, ons die kleinkinders in die huis gehad nie. Ons het, my broer, een van my broers het getrou en toe het ons uit 'n dogtertjie gehad met die naam van Donay en sy het gekom so, maar Donay was baie soet, so ons het nie, ek ken nie kinders wat skree in die huis in 'n klomp op en ons, ek ken nie dit nie. Maar die Here het 'n manier om mense te train. Vir bediening. So toe ek die kerk oopmaak in 2010, my eerste bediening oopmaak, toe train die Here my hoe om met kinders te werk. Alle tipe kinders. Die kinders was op 'n kleiner skaal, maar die Here het my getrain om met kinders te werk. En weet julle wat, ek is baie streng wanneer kom by die bediening. Ek dink julle weet dit nou al. Maar wanneer kom die kinders is lief vir my. Die kinders, ons jeug praat al hulle geheime. Hulle sê vir my soms hulle boyfriendjies het en goed. So, die mekaar soos wat ek baie keer kan wees. And it blows my mind. En ek besef nou that the children that God brought to the ministry, God had to prepare my heart for the screaming, for the voices, vir hy ene wat net as op die heaters van die gebed, ek hardloop hier 'n paar sommer verby jou. Net as jy voel, jy kom jouself en gaan skree ene agter, en dan lê hulle op hulle rug as koppele. I never would have understood that, and I never would have had the patience, and I never would have had the love, if God didn't take me through that process. Het was 'n mooi proses. Het was 'n lekker proses. My oor het dit elke dag gehou nie, en ek het dit elke dag verstaan nie. But my spirit had to adjust to it. And today, it's on a much bigger scale. Ons het 'n kinderkerk wat groot is. En ek dink, Here, ek het op 'n tyd ek het nooit gehoor kinders skree in ons huis, nog nooit. En hier sê ek vandag doen ek bediening. En kyk hier my mens, ek sê vir hy pere hardloop so by jou, reël soos russie karre hardloop by jou. En hulle slaan mekaar aan, en hulle soos in die bid hier, hulle het nie 'n saak aan nie. And it's absolutely beautiful to behold. And I believe, en dis die ding wat die Here my gesê het, in my huis moet die geklank van die kinders se stemme wees. That is part of the Father's house, because that shows us what we must look like. As ons die word soos kinders nie, gaan ons die koninkryk kan beerwe nie. And that is something that the Lord trained me in ministry. Vandag is ek 16 jaar voltyds, toe ek 1, 2, 3 jaar is, toe begin ek train Here my in dit, en ek moes die stemme hoor van die kinders, en ek moes die geskree hoor. Vandag is it a sweet sound unto my ear, because it's a sweet sound unto the Father's ear. But he needed to perfect my ear to be able to hear what pleases him. So it took a minute. And when after the minute was done, to sit in my gees in. And today, all I want to hear in the church, en die kinders skree, dat hulle hardloop, dat hulle iets doen. Nou en dan ruk ons hulle weer by mekaar. Maar bottom line, it's our Father's house, you know. En die ouers sê vir my, ek bederf die kinders, is nie waar nie. But they must be here. But it was a process for me, because where I came from, I never heard that. So it was irritating in my ears until the Lord said, but this is a sweet sound in my ears. So whatever is a sweet sound in my ears will become a sweet sound in your ears. Mag die Here julle seën. Ons is weer terug, selfde plek, selfde tyd volgende week op Kruiskyk. Die Here seën julle.